Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, ons is besig met Johannes 6 en vanaf vers 16. Toe dit aand geword het, het sy disippels na die see afgegaan en nadat hulle in die boot geklim het, het hulle na Kapernaum aan die oorkant van die see gevaar. Dit was reeds donker, maar Jesus het nog steeds nie by hulle uitgekom nie. En die see het onstuimig geword omdat 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 25 tot 30 stadion ver geroei het. Julle, dis so 5 kilometer. Sien julle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom. En hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek. Moenie langer bang wees nie. Toe wou hulle hom in die boot saamneem. Maar skielik was die boot aan land by die plek waarin hulle besig was om te vaar. Geliefdes, ek en jy ken die verhaal van die storm op die see en Jesus wat op die water loop. Die ander evangelies, as ons in Markus en in Matteus dit lees, dan is dit die hele fokus op Petrus wat dan ook uit die boot klim en op die water loop. Hier in Johannes vertel hy die verhaal 'n bietjie anderste. Johannes vertel van dat hulle bang geword het. En dan hierdie woorde, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Johannes vertel dit so, kyk as jy die ander evangelies lees moet jy verstaan, dit gaan oor die mag wat Jesus het, oor die storm en die wind, en hulle vra ook, wie is dit wat dit kan stilmaak? Johannes vertel dit met 'n ander boodskap of 'n ander motief. Hy wil hê jy moet verstaan, maak nie saak watter moeilikheid in jou lewe gebeur nie, watter chaos, watter storms, op watter maniere jou lewe ook al tref nie. As jy die woorde kan hoor, van die Here Jesus wat vir jou sê, dit is ek. En hier is Jesus, dan hoef jy nie bang te wees nie. Die enigste rede vir my en jou nie bang wees nie in 'n tyd van vervolging, in 'n tyd van moeilikheid, in 'n tyd van swaar kry, is die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. Mag jy hom naby beleef vandag. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat U naby is. Partykeer beleef ons dit nie, partykeer ervaar ons dit nie. Maar daarom bid ek dat U regtig dit vir ons mag gee, dat ons dit sal beleef vandag, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.